Hi almal, ek is Ternel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou vandag wil ek graag 'n baie kragtige woord met julle deel wat die Heilige Gees aan my openbaar het rakende die nuwe jaar, Joodse jaar 5785. En soos julle almal weet, as jy al bietjie meer ingelig is hoe God se tydlyn werk en hoe God se openbaringe werk rondom sy tydlyn werk rondom die Joodse jare en natuurlik is ons ook ingesluit en maak dit nie saak waar jy jou op jou tydlyn bevind nie. As jy by God se tydlyn inskakel geestelik, dan verstaan jy net die geestelike dinge soveel beter wat in basies vorentoe in die jaar vorentoe mag voorlê en wat op God se hart is. En dit is hoekom ek dit met julle wil bespreek vandag. Nommer 1 het ek so in Augustus maand het ons as gesin 21 dae vas gedoen. Ons vas maar altyd so net vir Paasfees en dan net weer eens net so voor die nuwe jaar begin, geestelike jaar begin. So is altyd hier so net so voor, want die nuwe Joodse jaar kan val op September of Oktober, afhangende van weet wanneer dit val, want hulle het maar elke skrikkeljaar het hulle 'n ekstra maand, 'n 13de maand ook op hulle kalender. So dit gooi dit baie keer uit dat hy nou dan of in September hulle nuwe Joodse jaar begin of dan nou in Oktober. So ons het nou Augustus gevas vir sommer 'n hele paar dinge in ons gesin se lewe wat ons die Here voor vertrou het. En ja, wonderbaarlik het die Here vir ons deurgekom in baie dinge wat ek nog later sal deel. Maar onder andere het ek ook die Here vertrou en gevra dat hy met my sal praat oor die nuwe jaar wat ons ingaan en wat op sy hart is vir ons as sy kinders. En dit is hoekom ek nou juist vandag 'n boodskap maak om vir julle te sê wat die Here met my gedeel het. Ek het gewag en hy het nou eers die week wat verby is, het hy 'n droom vir my gegee en woord vir my gegee. En dit is altyd so belangrik om wanneer jy bid en jy vas te wag totdat God vir jou die antwoord gee. Dit kan 'n jaar vat, dit kan 2 jaar vat. God se tyd is nie ons tyd nie. Sy tyd is perfek en hy sal met jou praat wanneer die tyd reg is. So dit was nou hierdie week, die vas was nou al lank al verby en die week het die Here vir my 'n droom gegee. Nou, ek moet eers voordat ek nou gaan in diepte ingaan met wat die nuwe Joodse jaar se simbole alles beteken, moet ek eers die droom met julle deel, dan sal julle sien hoe alles wonderbaarlik by mekaar aansluit. En goed, kom ons begin. Nou ek het gedroom, dit was nie 'n lang droom nie, dit was maar 'n kort en kragtige droom, waar ons as 'n groep mense in 'n ry gestaan het, en daar was hierdie groot aankondiging wat sou plaasvind, en ek het net geweet in my gees, hulle gaan aankondig dat die nuwe wêreldorde gaan begin. En ons het in hierdie ry gestaan en daar was klomp Christene en daar was klomp mense wat baie ongelukkig was en daar selfs mense wat vir my gesê het, maar hoekom het ek vir hulle bly sê, ons gaan nie deur die 7 jaar verdrukking gaan nie, ons gaan, nou staan ons in hierdie ry en ons is op pad om hierdie, hulle het dit nie so genoem nie, maar dit is vir my voorgekom of ons sou gaan vir die merk vir die dier, jy staan nou in die ry om gemerk te word, en nou moet ons deur hierdie goed gaan, en ek het dan gesê, die Here gaan ons daarvan beskerm en hy gaan ons wegvat en ons gaan nie daardeur gaan nie, maar hier staan ons nou. Waar is die Here wat gesê het hy gaan ons kom help? En ek was regtig rustig, ek was baie kalm en ek het hierdie vrede in my hart gehad en ek het net gesê, weet jy wat, maar die Here sal ons nie daardeur laat gaan nie. Ons moet hom net vertrou. As hy gesê het hy sal ons beskerm en ons sal nie deur hierdie dinge gaan nie, dan sal ons nie deur gaan nie. Hy is 'n God van sy woord. En ons het nog so gestaan, soos stelselmatig vorentoe beweeg, en ewe skielik op die ingewing van 'n oomblik, toe het die atmosfeer verander en my gees het my liggaam verlaat. Ek het hierdie verandering ondergaan
presies soos wat ons, wat ek al vorige keer vir julle verduidelik het, jou liggaam verander, jy kry hierdie verheerlikte liggaam en ek het opbeweeg boontoe en mense hieronder het aan my probeer gryp en wou saamgaan en daar's een persoon wat aan my gegryp het en wou saamgaan, maar nou natuurlik is my liggaam nie meer 'n menslike liggaam nie, dis half gees en het aan my probeer vat, maar het half deurskynend gevat en hulle kon nie aan my vat raak nie en ek het verskriklik hartseer gevoel want ek het gedink, joh, ek wou graag gehad het die mense moet saamgaan en hulle het self gesê ek moet hulle saamvat, hulle wil ook saamgaan en ek het gesê, maar ek kan jou nie saamvat nie, want dit is uit my hande uit, ek kan nie oor besluit nie, dis nie ek wat die besluit maak nie, en toe daardie toneel gestop. Toe het 'n volgende toneel gekom, en in hierdie toneel het iemand na my toe gekom, iemand wat ek ken, wat ek nie 'n naam van gaan noem nie, want dit is nie belangrik nie, maar hierdie persoon het na my toe gekom, en ek wil ook noem, in die vorige toneel, die mense se gesigte wat ek gesien het, die mense om my, is die mense wat ek nou vir jou kan sê, ek erken hulle nie, want dit is nie ter sprake nie, want hierdie is 'n boodskap vir die meerderheid mense daar buite. Dit is 'n boodskap vir ieder en elke gelowige om introspeksie te doen, om te seker te maak dat jy is op die plek waar God wil hê jy moet wees, dat jy gereed is. So dit is baie belangrik. So ek kan nie die ander mense se gesigte onthou of mense erken nie. So dit is nie ter sprake hier nie. Die tweede toneel het ek wel iemand erken, maar dit is nie noodsaaklik dat ek die naam noem van hierdie persoon nie. So hierdie persoon het na my gekom en vir my gesê, hulle het 'n droom gehad waar klomp mense weggeraap is en die persoon is ook nie weggeraap nie. Die persoon het my gevra, maar wat moet, en hy was so verlig dat dit 'n droom net was. En hy het toe nou gesê, maar wat moet hy doen om ook saam te gaan wanneer die Here ons gaan kom haal? En ek het met hom gesit en gesê, luister, dit is nie goed genoeg dat 'n mens net in die oggend net vir die Here hallo sê en die aand net vinnig vir die Here nag sê nie, as jy dit ooit doen nie, want so min mense doen dit alreeds vandag nie. Ek sê, jy lyk soos die wonderlike Christen buite, maar jy het nie 'n verhouding met die Here nie, want die spesifieke persoon dink hy het 'n verhouding met die Here en hy dink sy lewe is wonderlik en reg, maar eintlik in sy droom het hy nou nie saamgegaan nie, en ek sê te vir hom, dit is wat die Here vir jou eintlik wil sê, is hy soek 'n persoonlike verhouding met jou, net om te wys vir mense jy's 'n Christen, of alles te doen, you're busy with God, with the things of God, but you're not busy with God. Dit is waar die probleem inkom. En jy moet 'n verhouding met Jesus hê, jy moet hom ken in al jou weë, elke dag as jy opstaan, as jy gaan slaap, met al jou besluite moet jy hom erken daarin. En toe het hierdie droom geëindig. En ek het wakker geword en ewe skielik het ek net, die Heilige Gees my net attent daarop gemaak en ek het die woorde in my gees gekry van Rosh Hashanah. En ek het gedink, joh, wow, ja, dit is mos nou hoeka. Die week wat kom, is dit Rosh Hashanah. Nou vir die wat nie weet wat Rosh Hashanah beteken nie, dit is die naam van die nuwe jaar, dit beteken nuwe jaar. En nou ja, ons weet nou al die Joodse kalender werk nie soos ons kalender nie. Hulle het 2 nuwe Joodse jare, een wat volgens die sonsiklus gaan, soos wat ons werk, ons nuwe Joodse jaar, ons nuwe jaar, begin in Januarie of dit in Januarie wêreldwyd is die nuwe jaar op ons kalender. Maar die Jode se nuwe sonsiklus jaar begin in April, dis hulle eerste maand, maar hulle nuwe jaar wat volgens die maansiklus is en volgens die Bybel loop op God se kalender, begin dan nou in September of Oktober, soos ek nou gesê het. Nou, vir bietjie meer inligting rondom dit, wat ek nie nou tyd vir het om alles te kan verduidelik hier op hierdie video nie, kan julle op die tydskrif inskakel, wat ek die 1 Oktober sal op my
al my sosiale bladsye, Facebook en op Telegram en op party mense wat ingeskakel is by my WhatsApp groep sal ek dit deel ek altyd die skakel daar. Dit is 'n PDF weergawe van hierdie tydskrif. Dit is Testify Magazine. Nou my kolom wat ek elke maand inskryf, se naam is Faith Over Fear Ministry Investigates. En daar bespreek ek artikels bespreek ek dele in die Bybel wat ons onderwerpe ondersoek van die Bybels, onder andere jy weet alles wat het gebeur byvoorbeeld met Jona en die walvis, het dit regtig gebeur en sulke tipe onderwerpe wat mense oor wonder, is dit werklik het dit regtig gebeur en daai tipe van dinge. Nou het ek toe geïnspireerd gevoel na hierdie droom om wel te praat oor Rosh Hashanah, omdat juist die eerste week in Oktober gaan wees, net nadat die tydskrif uitkom. So ek het daarin gaan bespreek oor die 7 feeste wat God vir Israel gebeveel het om elke jaar te vier, en dan bietjie meer inligting en gefokus op Feast of the Trumpets, en dit is dan nou die fees wat handel oor en wat gepaard gaan met die wegraping. Dit is wat ek in my gees oortuig is van wat gaan gebeur. En nou wil ek ook duidelik maak, ek sê nie dat die wegraping nou tydens hierdie Feast of Trumpets of Rosh Hashanah gaan plaasvind nie. Ek is oortuig daarvan dat hierdie gebeurtenis waar Jesus terug gaan kom, wel op 'n Feast of Trumpets of 'n Rosh Hashanah gaan plaasvind. Omdat die rede daarvoor is omdat God so 'n akkurate God is. Hy is nie 'n God van chaos nie, en al sy detail en al sy beplanning is altyd so perfek en georden. As jy net kyk na die planete, hoe alles perfek in lyn is, niks is uit plek uit nie. En selfs Jesus het die eerste 4 feeste presies kom vervul op 'n feestyd. Die profeseë het hy wat oor hom uitgespreek het is in sy lewe is op 'n fees viering in vervulling gekom, die eerste 4, en daar's nog 3 feeste wat nog nie in vervulling gekom het nie, waarvan die eerste een wat ons nou op die uitkyk voor is die wegraping. So, en wat ek dan oortuig van is op 'n Feast of Trumpets gaan wees. So dit is 'n hoë uitkykperiode wat ons moet regtig waar altyd gaan, en wat gebeur tydens die tyd as jy vra vir die Here vir vergifnis en jy bely jou sondes en jy maak seker jy is in lyn, jy hoor by God, wat wil hy hê, wat moet verander in jou lewe? Want nie net is dit goed genoeg om dit te doen, omdat jy dalk bang is jy gaan nie saam met die wegraping nie. Jy moet elke dag van jou lewe gereed wees, want jou dag kan dalk vanaand wees, jou dag kan dalk môre wees. So, jy moet elke dag gereed wees. Dit help nie ons wag net vir die wegraping nie. So, dis hoekom jou tyd met God kan enige tyd wees, kan enige dag kom jou oordeel, wanneer jy voor God gaan staan. So, maar dan natuurlik is daar hierdie groot gebeurtenis wat ons wat ons vooruitkyk en wat ons nou uitsien om te gebeur. En ons kan al reeds sien in die wêreld hoe hierdie dinge in plek begin val, en ja, as ons al hierdie legkaartstukkies bymekaar sit. Nou goed, nou om terug te kom na die Joodse jaar in die getal 5785 en wat dit alles beteken. Nou, julle weet, as julle het nou al voorheen baie van my video's gesien waar ek baie verduidelik oor nommers en hoe God absoluut deur nommers baie dinge openbaar, en ja, God is absoluut die wonderlike wiskundige meesterbrein, en dit is hoe hy al die formules van die hele wêreld basies aan mekaar gesit het. So ja, dit is net verstommend. Nou, as jy
dan moet jy ook verstaan dat die Hebreëse alfabet en die Griekse alfabet het elke numeriese waarde het 'n betekenis en dan het dit ook 'n alfabet daaraan verbind en dan ook 'n prentjie wat hulle meer in die antieke tyd gebruik het om te verstaan wat God vir hulle probeer sê. So, dit het nog nooit weggeval nie, het is nog altyd daar, wat was, sal weer wees. God is gister, vandag en altyd dieselfde, so sy manier van hoe hy werk en hoe hy praat en hoe hy in die geestesrealm vir ons boodskappe deurgee is nog altyd dieselfde. Dit hang van jou af of jy ingestel wil wees daarop en wil jy luister en hoor wat God sê. Nou sê ek nie, jy moet nou gaan en jy moet allerhande vreemde dinge gaan aanhang, astrologie en al daai goeders gaan navors, dit is glad nie so nie, dit is totaal en al heeltemal iets anders wat Bybel georiënteerd is en 'n studie op sy eie. So ek wil dit ook net duidelik maak. So nou, as ons gaan kyk, is 5785 is die nuwe Joodse jaar. Nou 5 verteenwoordig genade, dit staan vir genade. 7 is vir die volmaaktheid van God, of 'n ding, dis volmaaktheid, dis completeness, en dan nou 8 is 'n nuwe begin, en 5 is weer genade. So as ons kyk na wat hulle, die prentjies daar agter hierdie getalle skuil, is 'n 5 kan wees gees, of 'n persoon wat baie wat onkant gevang was, is 'n prized person. Sal jy hoor hulle sê, dan sal dit koppel baie keer die woord what of wat. Jy weet, jy kan nie glo wat gebeur het nie daar agter. Dit is wat 5 kan beteken. En natuurlik ook, jy weet, as jy daai genade kry van iemand af, as jy altyd so, jy weet, dis regtig so verbaas dat mense of iemand so genadig teenoor jou kan wees. So 7 se prentjie is 'n swaard wat die oordeel verteenwoordig. Dit is maklik genoeg om te verstaan. 8 is 'n muur wat om jou gebou is, wat beskerming kan bied. En dan nou weer eens 5 is dan nou weer eens die genade, soos 'n dubbelporsie van genade. Nou as jy gaan kyk na die Hebreëse strong kode vir 5785 geheel in die hele nommer, dan gee hy vir jou die betekenis, dit is hulle praat van skin of animals en sacrifices. Nou weet ons dat hulle het diere geoffer vir hulle sondes, so dit gaan gepaard met offerandes en ja, dit wat jy neerlê voor God. So vir hierdie nuwe jaar wil die Here hê dat ons, hy gee sy genade vir ons, hy wil hê ons moet terugkeer na hom toe, hy waarsku ons dat sy oordeel gaan kom. Hy kom binnekort terug. Julle sal nou sien dat die skrif wat die Here vir my gegee het, so wonderlik 'n bevestiging wat hy ook gegee het, juis vir dit en hoe hy dit net meer beklemtoon dat sy koms baie naby is, nader as wat ons dink. En ek moet weer eens sê, al is dit nie so naby waar dit nou vir die wegraping vir die geheel, vir die kerk is nie, kan dit dalk vir jou as individu so naby wees, wat jy die boodskap hoor, dis dalk môre vir jou. So, almal van ons moet hierdie boodskap ernstig opneem. Nie een van ons weet of God jou hierdie jaar dalk gaan kom haal nie. So, die boodskap is vir almal, nie net vir die kerk wat wag vir die wegraping nie. So hy sê, sy koms is naby, die oordeel is op pad, maar hy bied vir ons daai beskerming, hy bied vir ons 'n uitweg, hierdie muur, wat jou keuse gaan wees, wil jy binne in hierdie muur kom skuil, wil jy by God kom sit, wil jy 'n nuwe begin in jou lewe maak, maar dan ook nog die 8 beteken, gaan jy hierdie kans vat wat God vir jou gee, om voort te gaan met jou lewe. Hierdie genade wat hy vir jou bied, gaan jy kom en jou sondes neerlê, sodat jy daardie oordeel kan vryspring. So dit is basies wat die nuwe jaar dan nou inhou en beteken. Dan het ek, nadat ek hierdie
droom gekry het ek gebid vir die Here en ek het hom gevra vir skrif. En die eerste skrifgedeelte wat hy vir my gegee het, is in Maleagi 1 vers 2. Ek gaan al die skrifgedeeltes weer onder aan hierdie video ook heg by die deskripsieboksie, so julle kan later dit op jou eie tyd mooi deur gaan lees. En daar sê hy net, hy het ons baie lief. Dit is hoekom hy wil juis hierdie boodskap vir ons gee. Hy het ons sy volk baie lief. Hy wil nie hê een mens moet agterbly nie. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons saak met hom regmaak. En ek het vir 'n bevestigende woord gaan vra en hy het vir my die volgende ingegee. En dit wil ek graag vir julle lees, want dit is net God alleen wat so wonderlik is, wat so alles in een wat ek nou hier vir julle genoem het, kan opsom in een woord. So kom, hou so 'n bietjie, hang dit so 'n bietjie vas saam met my en luister baie mooi na die woord wat die Here hier gee. Dit is Maleagi 3 vanaf vers 1. Hy sê, ek is die Here wat altyd reg optree. Daarom stuur ek solank my boodskapper voor my uit om alles reg te kry vir die dag wanneer ek na julle toe kom om hieroor met julle te praat. En as hierdie saak, verloor ek nou my plek hierso. En as alles reg is, kom ek gouer as wat julle kan dink om in die tempel hierdie saak met julle uit te maak. Ek weet, julle is opgewonde oor die dag waarop my boodskapper julle sal kom besoek en met julle oor my ooreenkoms met julle gaan praat. En ja, die dag is vinniger op pad as wat julle dink. Ek is net nie seker dat julle weet wat op julle wag nie, want wanneer die dag kom, gaan dit 'n verskriklike dag wees. Hy sal julle laat dink aan 'n wit warm vuuroond waarin hulle yster smelt of aan die sterkste seep waarmee jy baie vuil klere moet was. Iemand wat silwer smelt weet dat daar is vuil goed in die silwer. As hy dit warm genoeg maak, dryf die vuil goed naderhand bo-op. Al wat hy dan hoef te doen is om die silwer skoon te kry is om die vuil goed af te skep en weg te gooi. Dit is wat hy met die priesters gaan kom doen. Hy gaan die verkeerde goed wat hulle doen skoonmaak sodat hulle weer die regte soort offers vir die Here kan bring. Dan sal die Here weer die mense van Juda en Jerusalem se offers aanvaar soos hy dit voorheen gedoen het. Ek gaan na julle toe kom soos 'n regter wat moet uitspraak lewer en 'n getuie wat nie bang is om die waarheid te praat nie, sê die Here wat reg doen. Die mense wat ek gaan aankla is mense wat hulle met slegte dinge besig hou, almal bang maak met hulle sondes, mense wat hulle eie huwelik en die van ander opbreek omdat hulle ontrou is, mense wat leuns vertel, oneerlike werkgewers wat nie die mense wat vir hulle werk betaal wat hulle werd is nie, mense wat misbruik maak van ander wat nie vir hulle self kan sorg nie, soos weduwees en kinders wat nie ouers het om na hulle te kyk nie, mense wat voordeel trek uit ander mense wat vreemd is in hulle dorp en nie weet hoe alles werk nie, en almal wat nie respek het vir my as die Here wat reg doen nie. Dan kan julle, hy sê hierso ook, ek is die Here vers 6, daarom het ek nog nooit verander soos julle beweer nie, maar julle het ook nog nooit verander nie, julle bly nog steeds kinders wat net soos altyd loop en bedrieg. So, jy kan hierdie vers nou, jy kan hierdie hoofstuk gaan lees eintlik by jouself tot op die einde toe. Maar dan sal jy sien, daar sê hy, die heel pad praat God hiervan, dat hy gaan kom, hoe belangrik dit is dat jy jou lewe reg moet maak, en dat jy die regte offers moet bring. Hy praat ook daarvan 10de offers wat gegee moet word, wat as jy wil hê, dit moet goed gaan met jou, en dat jy geseën moet word, moet jy weer moet jy bereid wees om terug te gee en terug te saai in God se koninkryk. En dan wil ek ook nou sê, dit gaan glad nie hierso oor, dit was vir hulle 'n voorbeeld gegee, 'n tipe van 'n maatstaf waarop hulle kon werk, hoe hulle kan vir God teruggee, maar vir God gaan dit oor jou hart en hy kyk wat jy as mens wel uit jou eie uitvorm kan gee. Almal het nie altyd 'n volle 10de wat hulle kan teruggee nie. Hoe meer jy natuurlik vir God gee, hoe meer gaan jy ontvang. En
ek wil dit net duidelik maak, ek is nie 'n kerk wat enigsins fondse ontvang nie, van niemand af nie. So vir my om hieroor te praat, ek baat niks daarby nie, so ek ontvang geen geld van niemand af nie. So ek noem dit uit en uit vir julle om te in my eie lewe het ek gesien dit wat ons in 'n maand kan saai en kan teruggee vir God. Dit maak nie saak wat jou kerk daarmee doen nie. Dit maak nie saak die mense vir wie jy help en vir wie jy dalk 'n geldjie gee of hulle dit nou gaan misbruik nie. Hulle gaan voor God eendag staan en hulle gaan moet verduidelik wat hulle met daai offerande wat jy gegee het, wat jy in God se koninkryk ingesaai het gedoen het. So baie keer wil mense nie aan kerke geld gee nie, want hulle sê die kerke gebruik dit nie reg nie, maar dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Dit is daardie kerk se verantwoordelikheid wat hulle met daai geld doen en hulle gaan voor God staan. Selfs met die persoon vir wie jy die geld gegee het, omdat die Heilige Gees dit op jou hart gelê het, as hy dit nie gaan reg bestee nie, gaan hy voor God staan daarvoor. Jy moet net sorg dat jy gehoorsaam is aan God, sodat jy weer 'n seëning kan ontvang. En jy moet ook nie gee omdat jy's gee omdat jy iets wil teruggee van God af nie. Dit werk ook nie so nie. Jy gee omdat jy dankbaar is dat God jou deurgedra het, dat hy jou help en omdat jy besef alles wat jy het in jou lewe, jou werk, jou huis, die kos wat jy het, is genade weer eens van God af. Ons sien hier so 'n dubbel genade vir hierdie nuwe jaar. Dis genade uit God se hand uit en dat jy is dankbaar en jy gee terug en jy vertrou hom dat hy vir jou sal voorsien en dat jy hierdie nuwe jaar, hierdie nuwe begin gaan maak en reg gaan ingaan en in God se wil gaan begin lewe, sodat jy ook dit goed met jou kan gaan, sodat jy weer ander mense kan help, fisies en geestelik. Dit is baie belangrik. So ek hoop julle verstaan my hart, ek hoop julle besef die erns van hierdie boodskap, dat God ernstig met ons praat. Hy sê vir ons moet ons lewe reg kry, sy koms is naby, vir party mense nader as ander, en hopelik kom haal hy ons sommer gou, kom haal hy ons sommer nou met hierdie fees van trompette, maar wanneer dit nie nou is nie, jy moet in elk geval jou lewe met reg wees, dan is daar nog genade vir ons, daar's soveel mense wat nog nie die Here dien nie, soveel mense wat nie besef waaroor dit gaan nie, soveel familielede en vriende wat ons voor moet bid en kollegas wat regtig waar nog nie besef waarheen hulle op pad is nie en daar is nog daai genade tydperk en ons moet dit aangryp. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie my God dat U so 'n wonderlike Vader is, dat U ons altyd waarsku, dat U vir ons so getrou sê wat op U hart is, Here, wat U van ons wil hê hierdie nuwe jaar as ons nou ingaan hierdie week wanneer Rosh Hashanah begin, Here, dat ons sal besef maar U is groter en sterker as enige iets wat oor ons pad kan kom, dat ons net 'n verhouding met U moet hê, want dit is al wat U van ons verlang. Help ons, Here, om op te staan en te besluit, ons maak nou klaar met ons sondige lewe en ons gryp hierdie nuwe begin aan wat U vir ons bied en dat ons dit sal aangryp, Here, met alles in ons en dat ons so ook 'n verskil in ander mense se lewe kan maak en dan onsself kan oopstel sodat U met ons kan werk en ons die nuwe pad aandurf saam met U, Here, waar U vir ons wonderlike dinge gaan wys, waar U vir ons kan help om geestelik te groei en so ook U koninkryk so ook uit te bevorder en mense en siele vir U te wen. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U wonderlike genade. Amen. Mag julle 'n wonderlike geseënde naweek verder hê. Tot ons volgende keer weer gesels. Hou die Facebookblad en Telegram dop vir daardie tydskrif wat gaan uitkom en dan kan julle meer gaan lees oor die fees van trompette. Tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.